Ons gesels vandag met Jannie Fourie, die hoof van inkomste, oor die konsepbegroting en die voorgestelde tariefverhogings vir die finansiële jaar 2025-2026. Jannie, kan jy vir ons verduidelik of net vinnig uiteensit watter tariefverhogings aan die raad voorgestel is vir die nuwe finansiële jaar wat op 1 Julie 2025 begin? Die voorgestelde verhogings is soos volg: eiendomsbelasting 13%, riooldienste 9%, vullisverwyderingsdienste 7%, waterdienste is daar verskil tussen die verbruikerstarief en die basiese tarief. Die verbruikerstarief verhoog met 3% en die basiese tarief verhoog met 10%. Dit beteken vir 'n verbruiker wat 30 kiloliter per maand gebruik, sal die netto verhoging 6,3% wees. Vir 'n verbruiker wat 25 kiloliter per maand gebruik, sal die netto verhoging 6,8% wees. En vir 'n verbruiker wat 15 kiloliter per maand gebruik, sal die netto verhoging 8,1% wees. Die elektrisiteitsdienste se verhogings is 10,8% op die verbruikerstarief, onderhewig aan die goedkeuring van NERSA, en dit is ook al hoofsaaklik as gevolg van die 12,74% verhoging in elektrisiteitsaankope vanaf Eskom, en dan ook 'n 10% verhoging in die basiese tariewe by elektrisiteitsdienste. Kan jy dalk vir ons verduidelik waarom daar 'n verskil is in tariefverhogings vir water- en elektrisiteitsdienste tussen verbruikstariewe en basiese tariewe? In ooreenstemming met die artikel 74 van die munisipale stelselswet, moet tariewe die kostes weerspieël wat redelikerwys met die lewering van die diens verband hou, en dit sluit in kapitaal, bedryfs-, instandhouding, administrasie, vervangingskostes en rentekostes. Gedurende 2018 het die munisipaliteit 'n cost of supply studie gedoen om ons bedryfskostes te kan ontleed en te groepeer en kostes toe te ken aan elkeen van die einddienste. Dit is eiendomsbelasting, riooldienste, vullisverwyderingsdienste, waterdienste en elektrisiteitsdienste. Binne in water- en elektrisiteitsdienste kan die munisipaliteit verder onderskei tussen vaste kostes en veranderlike kostes. Die vaste kostes is koste wat die munisipaliteit aangaan ongeag die hoeveelheid diens wat die verbruiker gebruik en bly maand tot maand konstant. Dit sluit kostes in soos instandhouding van infrastruktuur, administratiewe kostes, waardeverminderingskostes en ander bedryfskostes om die munisipaliteit maand tot maand te bestuur. Veranderlike kostes is kostes wat styg of daal in direkte verhouding tot die hoeveelheid diens wat deur die verbruiker gebruik word. Dit sluit in water wat by Departement van Waterwese aangekoop word en elektrisiteit wat by Eskom aangekoop word. Vaste koste word deur basiese of beskikbaarheidsfooie verhaal, terwyl veranderlike kostes deur verbruikersheffings verhaal word per kiloliter of kilowattuur. Met 'n ontleding van die begrotingskostes vir die nuwe finansiële jaar is gevind dat die munisipaliteit sou oorverhaal op vaste kostes en onderverhaal op veranderlike kostes, indien die verhoging in die tariewe vir basiese fooie en verbruikerstariewe dieselfde sou wees. Die munisipaliteit wou ook die impak op verbruikers versag deur nie die basiese of beskikbaarheidsfooie vir elektrisiteit met die volle 12,74% van NERSA verhoog nie. Baie dankie vir die uiteensetting. Dit bring my by my volgende vraag. Moet almal met 'n water- en elektrisiteitsmeter tot die vaste koste bydra? Ja, elke eiendom met 'n water- of elektrisiteitsaansluiting of wat toegang tot die munisipale infrastruktuur het, behoort by te dra tot die vaste koste om dit meer bekostigbaar te maak en om te betaal vir die koste wat direk verband hou met die werklike koste wat die munisipaliteit moet aangaan om die beskikbaarheid te verseker van die diens. In die verlede het die munisipaliteit spesiale elektrisiteitstariewe vir permanente inwoners gehad, waar geen basiese fooi gehef is nie, maar waar die verbruikersheffing 'n gedeelte vir vaste koste ingesluit het. Vanaf 1 Julie 2023 was hierdie spesiale eendeeltarief nie meer beskikbaar nie. Alle water- en elektrisiteitsaansluitings word 'n basiese fooi per maand gehef, behalwe waar verbruiker aansoek gedoen het vir deerniskortings. Goed, met die voorgestelde tariefverhogings, wat sal die totale verhoging in die gemiddelde munisipale rekening wees vanaf die 1 Julie 2025? Vir 'n verbruiker met 'n eiendom
met 'n munisipale waardasie van R2,5 miljoen wat 1000 kWh per maand elektrisiteit gebruik, 30 kL water per maand gebruik en met 'n vullis en 'n rioolheffing sal die munisipale rekening met ongeveer 10,3% verhoog of R540. As jy die elektrisiteitsverhoging wat afhanklik is van die Eskom verhoging uitsluit, lei die ander dienste verhoging tot 'n verhoging van 9,5% of R193 per maand. Vir 'n verbruiker met 'n eiendom met 'n munisipale waardasie van R1,62 miljoen wat 800 kWh per maand gebruik, 25 kL water per maand gebruik en 'n vullis en 'n rioolheffing het, sal die munisipale rekening met 10,1% verhoog of R438 per maand. As jy die elektrisiteitsverhoging wat afhanklik is van die Eskom verhoging uitsluit, lei die ander dienste verhogings tot 'n 9,2% verhoging of R152 per maand. Die grootste deel van die toename het betrekking tot elektrisiteit, waaroor die munisipaliteit ongelukkig geen beheer het nie. Jannie, uit die aard van die saak bied die munisipaliteit ook finansiële verligting aan verbruikers. Hoe kan verbruikers kwalifiseer vir die sogenaamde deerniskortings? Daar is 4 kategorieë van deernissubsidie, naamlik die waardasiedeernisse, deernis vlak 1, deernis vlak 2 en deernishuishouding waar 'n persoon met 'n gestremdheid woon. Eienaars met 'n residensiële eiendomswaardasie van minder as R125,000 sal outomaties kwalifiseer as 'n waardasiedeernis. 'n Huishouding word as 'n deernis vlak 1 huishouding geklassifiseer as hulle aansoek gedoen het en hulle huishoudelike inkomste van alle inwoners ouer as 18 jaar is minder as R4,660 per maand. 'n Huishouding word as 'n deernis vlak 2 huishouding geklassifiseer indien die huishoudelike inkomste van alle inwoners ouer as 18 jaar minder is as R9,320 per maand. Mosselbaai munisipaliteit staan ook alle huishoudings waar 'n gestremde persoon deel is van die huishouding by, indien hulle huishoudelike inkomste van alle inwoners ouer as 18 jaar minder as R9,320 per maand is. In die geval van 'n deernishuishouding, indien 'n huishouding kwalifiseer, watter voordele ontvang hulle? Waardasiedeernis, deernis vlak 1 huishoudings en 'n huishouding waar 'n persoon met 'n gestremdheid woon, sal 6 kL gratis water per maand kry en 50 kWh gratis elektrisiteit per maand ontvang en hulle sal ook geen basiese fooie vir water en elektrisiteitsdienste betaal nie. Vlak 2 huishoudings sal ook 6 kL gratis water kry, maar hulle sal slegs 25 kWh gratis per maand elektrisiteit ontvang en hulle sal dan ook net 50% van die basiese heffing vir waterdienste betaal. Dit beteken dat hulle net die helfte gesubsidieer word. Waardasiedeernisse, deernis vlak 1 huishoudings en huishoudings waar 'n persoon met 'n gestremdheid woon, sal nie vir eiendomsbelasting betaal nie, hulle sal nie vir vullisverwyderingsdienste of riooldienste betaal nie. 'n Deernis vlak 2 huishouding sal slegs 50% van die eiendomsbelasting betaal, vullisverwyderingsdienste en riooldienste. Hierdie kostes word dan ook uit die equitable share wat ons van nasionale regering ontvang, gesubsidieer. Baie dankie vir die verduideliking. Hoe kan verbruikers ook kwalifiseer vir pensionariskortings wat deur die Mosselbaai munisipaliteit aangebied word? Mosselbaai munisipaliteit staan ook bejaardes by in die vorm van pensionarisafslag op belasting, rioolheffings en basiese heffings op elektrisiteit. 'n Pensionarishuishouding wat tot R19,910 per maand verdien, ontvang 'n 50% subsidie, terwyl 'n pensionarishuishouding wat tot R26,620 per maand verdien, kwalifiseer vir 'n subsidie van 30% onderworpe aan sekere voorwaardes. Kan jy dalk ook vir ons verduidelik waar huishoudings kan aansoek doen vir deernis en pensionariskortings? Die munisipaliteit doen 'n beroep op inwoners wat binne die inkomstegroepe is om Detpack by 044 620 4480 te kontak of enigeen van die Detpack kantore te besoek om te verseker dat diegene wat op grond van huishoudelike inkomste kwalifiseer, kortings op hulle munisipale rekeninge ontvang volgens die goedgekeurde beleid. Vir diegene wat wil aansoek doen, wat is die proses en watter bewyse het jy nodig wanneer jy aansoek doen vir 'n korting? Die rekeninghouer moet op die voorgeskrewe aansoekvorm aansoek doen. Die volgende items moet die aansoek vergesel, naamlik die munisipale rekeningnommer van die huishouding, bewys van die rekeninghouer se identiteit,
bewys van die inkomste van die totale huishouding, bewys van registrasie van persoon met 'n gestremdheid, indien dit 'n behoefte met 'n gestremde persoon is, 'n mediese sertifikaat om die kliënt se gesondheidstoestand te bevestig, moet met gereelde tussenposes verkry word om vir hierdie ondersteuning te kwalifiseer, indien dit 'n behoeftige met 'n gestremde persoon is. 'n Beëdigde verklaring dat die persoon met 'n gestremdheid 'n permanente inwoner van die eiendom is, moet dit ook vergesel. Voltooide toestemmingsvorm van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens moet ook geteken word. Baie dankie Jannie dat jy by ons kom gesels het vandag hier in die Mosselbaai Munisipaliteit se kommunikasiestudio oor die konsepbegroting en die voorgestelde tariefverhogings vir die finansiële jaar 2025-2026.